Die van julle wat my nie ken nie, my naam is Eugene Lombard en ek en my vroukie John Marie het die groot voorreg om die span te lei wat hierdie gemeente lei en dis so lekker om vanoggend saam te kan wees in hierdie koue oggend. Ek sê altyd mense wat op 'n 8 uur diens opdaag in die winter by die kerk is ernstig oor hulle geloof. Amen. Ek sien die 10 uur diens word eers wakker so jy by die derde song, dan kan jy sien, okay, hier kom hulle, maar hierdie gehoor, hierdie groep mense is wakker vandat julle instap. Julle het al vroeg wakker geword, julle is reg vir die woord, julle is reg vir aanbidding en dit is so lekker om vanoggend saam te kan wees. Nou, soos ek genoem het, vandag is 'n baie spesiale dag op die Christenkalender en dis Pinksterdag. Dis die dag wat ons vier dat die Heilige Gees uitgestort is deur Jesus op sy disippels en op my en jou en dat ons nou in die teenwoordigheid van die Heilige Gees leef, maar hy leef ook in ons. En volgende week skop ons af met 'n spesiale reeks oor die Heilige Gees. En ons noem hom Familiar Stranger, wat gaan oor die herontdekking van die Heilige Gees in my en jou lewe. Maar vandag is ons nog besig met 'n reeks wat eintlik net 2 weke is, wat ons noem Starting Point. En die gedagte van hierdie reeks is, ons as 'n leierskap het so van die begin van die jaar af begin om die proses te vernuwe, hoe nuwe mense deel word van die gemeente. En ons noem dit nou die Starting Point proses. So daai kamertjie gaan volgende week heeltemal anders lyk. En ons gaan mense nooi om na die diens, as jy wil inskakel by die gemeente, om een van ons leiers of een van my of Marius self daar te ontmoet en 'n bietjie net te gesels oor hoe raak ek deel van die gemeente. En toe besluit ons gaan 2 weke vat en deur hierdie proses preek. Sodat elkeen van ons bewus is, hoe raak ek deel van die gemeente? Waarvoor staan ons gemeente? En as jy mense het wat saam met jou kom kuier by die gemeente, kan jy hulle help om daai volgende tree te neem om deel te word van hierdie geestelike familie. Verlede week het ons begin gesels oor die gedagte dat ons nie net lidmate van 'n gemeente is nie. Ons is nie net mense wat ergens op 'n lys beland nie. Ons het gepraat oor wat Paulus noem die medewerkers van Christus. Die medewerkers. En as jy bietjie in die Grieks gaan kyk, dan praat hy daarvan die woord vennootskap. En in die Griekse besigheidsterme, en vandag nog werk dit so, dat daar 'n hoofvennoot is en daar's 'n werkende vennoot in die maatskappy. En wat ons dan vandag vir mekaar sê is, in die koninkryk van God is hy die hoofvennoot, maar ons het die voorreg om medevennote of vennote te wees van sy koninkryk en dit wat hy doen. Ons is die werkende vennote hier op aarde. En dis waaroor ons verlede week so 'n bietjie gesels het. Vandag gaan ons bietjie verder en ons gesels nie net oor wie Doxadayo is en hoe ek inpas nie, ons praat vandag oor die disippelskapsproses in hierdie gemeente. Want ons het net voor hierdie reeks gedoen, en julle sal onthou, Discipleship, waar ons gesê het, die grootste fokus van ons lewens is om Jesus Christus te volg, 'n volbloed volgeling van hom te wees, en hierdie pad van disippelskap, hoe ek meer en meer ingroei in wie ek is in Christus, is belangrik. En vandag wil ons iets van daai pakkie kom neersit as 'n gemeente om te sê, dis hoe dit lyk om 'n disipel van Jesus te wees in hierdie gemeente en om jou toe te rus om ook 'n disipel te wees by jou huis en by jou werk. So, net gou vinnig, ek het groot geword in 'n baie konservatiewe gemeente waar ons sonnaande gepreek het oor die hel en elke sondag gepreek het oor die verdoemenis. En ons begin toe besoek by 'n Doxadayo gemeente met die naam Doxadayo Noordkampus. En ek onthou die eerste keer toe ons by die gemeente instap, dis nou hierdie gemeente, so as julle gewonder het, ons was eers Noordkampus, nou is ons Kameeldrift. Toe ek die eerste keer ingestap het by die gemeente as 'n jong laaitie van 14 jaar oud,
toe beleef ek dat mense vriendelik is by die kerk. Ek het dit nie sommer beleef al nie. Ek beleef dat mense jou groet by die kerk. Dat hulle lyk asof hulle hier wil wees. Dat hulle bly is om hier te wees. En ek onthou in die diens self toe die worship begin en dis 'n vol orkes wat sing en ek sien mense huil in die worship en ek dink, wat gaan hier aan? Want in ons gemeente was daar 'n elektriese orgel, klavierige ding en een tannie het hom gespeel en dis dit. En hier kom ons in hierdie atmosfeer van aanbidding in en die teenwoordigheid van die Here en preke wat jou hart raak en jou lewe wat uitgedaag word om meer en meer soos Christus te word. Ek onthou ook die eerste keer wat ek genade verstaan het was in hierdie gemeente. Die boodskap van die evangelie van genade. Dat ons nou ingesluit is in Christus se werk aan die kruis en die opstanding. Ek onthou ook in toe ek so graad 9 was, het ek deel geword van die aanbiddingsspan en daai belewenis van dit voel amper meer soos asof jy deel word van 'n groep vriende of 'n familie wat omgee vir mekaar, wat kyk na mekaar, wat mekaar ook ontwikkel en ek kry 'n geleentheid om te ontwikkel in my gawes en my talente. Ek kry 'n geleentheid om gedisipel te word deur mentors in 'n worship span wat al lank hierdie bediening uitleef en wat glo dat ek ook moet groei in hierdie spesifieke gawes. Ek onthou, ek was 17 jaar oud toe ek die eerste keer moes worship lei in hierdie gemeente. Ek weet nie of een van julle daar was nie, maar ek wil nou al sê jammer. Dit was 'n gemeentekamp en ek kry toe die geleentheid om die aanbidding te lei daai Sondag. En kort voor lank toe ek uit die skool uit is, toe het ek voltyds by hierdie gemeente begin om te dien. En ek het ook begin studeer, my teologiese studies en die Doxa Deo Akademie van daai tyd gedoen. En hier staan ek nou so 19 jaar later in voltydse bediening en dit het alles begin by hierdie familie. Hierdie gemeente wat Jesus Christus se hart gewys het. Wat eg was in hulle geloof, wat Jesus gevolg het. En ek kon dit optel en as 'n jong seun kon ek daai pad begin stap. Nou, in hierdie reeks praat ons juis oor hierdie beginsel, is dat ons is nie 'n gemeente wat getalle jaag en probeer die kerk vol kry net sodat ons kan sê, hey, ons kerk is vol nie. Ons glo dat die Here ons geroep het vir individue, dat elke persoon wat deel is van hierdie gemeente het 'n storie en dat jou storie belangrik is vir God en dat hy jou wil deel maak van hierdie gemeente se storie en dat elkeen van ons op die ou einde van die dag mense sal disipel in hulle stories. Dis waaroor hierdie gemeente gaan. Is ons 'n gemeente wat lief is vir mense wat begin in hulle geloofspad en so die Here ontmoet en so groei ook in hulle verhouding met die Here. Nou, ek wil jou graag uitnooi om saam met my te blaai na Efesiërs 4 vers 11 toe. Dis waar Paulus so 'n bietjie verduidelik hoe werk kerk. Hoe werk hierdie ding van disipelskap in 'n gemeente? En hy sê in vers 11, hy sê, en hy, Jesus, het sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste en ander as herders en leraars gegee, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Net gou daar te stop. Hierdie woorde, profeet, apostel, evangelis, herder, leraar, dit was nooit 'n titel wat gegee was aan 'n persoon wat een of ander groot gees in die kerk was nie. Hierdie was 'n beskrywende woord. Met ander woorde, ons sien dat hierdie persoon is besig om die gemeente te vorm in hulle herderskap, hoe ons na mekaar kyk, na ons verhoudinge. Hierdie ander persoon is besig om die gemeente te leer in die woord. Hierdie persoon in die gemeente is besig om die gemeente toe te rus om evangelies te wees, om evangelisasie te doen in ons wêreld.
So dis nie ampte nie, dis funksies wat hy hier beskryf. En hy sê, hierdie gawes wat die Here vir die gemeente gee, en glo vir my, elkeen wat hier sit, het definitief een of twee van hierdie gawes. Van evangelis, profeet, apostel, en ons sal seker in ons Heilige Geesreeks bietjie daaroor gesels, maar die Here gee hierdie gawes vir die kerk om hulle, toe te rus vir hulle dienswerk. En dan sê hy, om die liggaam van Christus op te bou, totdat ons almal kom tot eenheid in geloof, en in kennis van die Seun van God, en dan hierdie verskriklike belangrike woorde, en tot 'n volwassenheid, geestelike volwassenheid, wat in ooreenstemming is, en hier kom dit nou, met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Sy wonder wat beteken aktiewe disippelskap, waarmee ons besig is as 'n gemeente, dis hierdie ding. Dis die opbou tot volwassenheid wat in ooreenstemming is, met ander woorde, dit lyk dieselfde as die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Ek dink soms in die kerk wil ons graag hê, almal moet soos hierdie persoon wees, want hy is 'n groot Christen. Of almal moet na hierdie persoon luister, want hy is 'n groot Christen, en ons moet almal soos hy word. Nee, my vriende, my familie, ek het vir julle goeie nuus. Ons groei in volwassenheid tot die gestalte van Christus. Hy het ons geskaap in sy beeld en gelykenis, en hy het sy gees nou vir ons gegee om op te groei tot die volwassenheid in geloof. En dan skryf Paulus die volgende, hy sê die doel hiervan is dat ons nie meer klein kindertjies sal wees wat deur die onstuimige golwe rondgeslinger word en rondgewaai word deur elke wind van lering, deur mense se slinksheid en gekonkel waardeur hulle dwaling beplan, maar dat ons eerder terwyl ons in liefde van die waarheid vashou, in alle opsigte na hom toe sal groei. Met ander woorde, Paulus sê, ons wil nie langer meer kinders in die gees wees, wat rondgeslinger word deur elke nuwe lering, of elke nuwe dwaling, of elke bekleierery klap jou om in die kerk, en ons wil opgroei, ons wil groei na volwassenheid in Christus. En dan hierdie baie belangrike ding, hy sê, hy, Christus, is die hoof van wie die hele liggaam harmonieus saamgevoeg en saamgebind deur die ondersteuning van elke gewrig. As jy gewonder het van wie hy daar praat, dis jy. Jy moet net vra, wat se gewrig is ek? Is ek in die pols? Is ek in die ruggraat? Is ek in die toon? Hy praat van die ondersteuning van elke gewrig volgens die werking van elke deel afsonderlik, en dan sê hy, die groei van die liggaam bewerk tot sy eie opbou in liefde. Paulus sê, sy gewonder het hoe lyk geestelike volwassenheid? Dis wanneer die hele gemeente deur die hoof Jesus opgroei, elke gewrig groei tot die volle gestalte van wie Jesus is, en dan verduidelik hy, definieer dit, hy sê, in liefde. Die volwassenheid word gemeet aan ons liefde, vir mekaar, maar ook vir jou buurman, vir die persoon wat langs jou werk, vir jou familie, vir jou skoonma, vir jou skoonpa. Nou, hierdie pad van disippelskap en wat ek nou vir jou gaan wys is, moet asseblief nie dink, hier's nou die ultimate ding. Dis nou hoe disippels gemaak word nie. Nee, wat ek vir jou wil wys is iets van die volgende tree wat ons wil gee as 'n gemeente om te sê, dis hoe disippelskap lyk in hierdie tyd en plek waar ons nou is. En hierdie is nie 'n dokument wat klaar is nie, dis 'n dokument wat gevorm word. En soos wat ons meer ontdek
En soos wat ons meer julle leer ken, gaan ons al hoe meer hierdie ding kan streamline, dat hy wel disippels van Jesus maak. Want ons weet, dis nie 'n proses wat disippels maak nie, dis mense wat disippels maak. Maar kom ek wys julle gou vinnig wat ons in gedagte het. Eerste een is volg. Met ander woorde, iemand wat deel word van hierdie gemeente, ons begeerte is dat so 'n persoon Jesus sal volg. Nie iemand wat net 'n geloofsbelijdenis afgesê het of wat net glo in Jesus nie, maar wat aktief Jesus volg in hulle lewe. Die tweede deel is die ding van vernoot. Ons het klaar daar gesels verlede week, dat ons mede-eienaars is van wat die Here hier doen, maar wat hy ook in sy groter familie en sy groter koninkryk doen. Wat dit beteken om 'n vernoot te wees, is ek is deel van die droom. Ek is vrygewig met my tyd, ek is vrygewig met my talente, ek is vrygewig met my finansies, om te sien dat die koninkryk van Jesus Christus in hierdie gemeente hier sal kom. As jy ooit gewonder het as vernoot, waarby kan jy betrokke raak om bietjie van jou talente of jou gawes te gee, die volgende slide gaan vir jou so ietsie wys van dit. Julle kan hom vir my opsit. Daar's 'n paar plekke waar jy sommer op 'n Sondag al kan begin om aktief deel te wees van die gemeentelewe. Feesdienspersoneel, ons koffiespan, tekspan, worshipspan, ons kidspan, fusionspan en ons gebedspan. Dankie. Die derde een in hierdie paadjie van disippelskap is verhouding. Sien, hier is die beginsel. Jy kan nie op jou eie groei in geloof nie. Jy kan groei in kennis, jy kan groei in goeie leerstellings, maar waar ware groei gebeur in geloof, is in verhouding met ander mense wat die Here liefhet. Daar is nie 'n ander model nie. Daar is nie iets soos alleen Christendom nie. Ek kry dit nêrens in die woord nie. Paulus praat altyd oor die gemeente en die mense wat hy liefhet in die gemeente. Seker die mees praktiese voorbeeld is, ek hou daarvan om potjie te maak, en dan het 'n ou 'n hoop kole wat jy voorberei, en jy sit hulle onder in, as jy hier sommer 'n goue tip vir potjie maak, dan braai jy eers jou vleis en jou eie op 'n baie warm vuur, dan vat jy die kole weg. En dan sit jy so enetjie vir enetjie vir enetjie onder die pote neer, miskien 2 op die meeste, en vervang hulle net terwyl daai potjie lekker kook. Maar wat gebeur as jy een koeltjie op sy eie by die pot sit? Iemand het al beleef? Hy brand uit. Hy gaan dood. Vinnig verloor hy sy hitte. Hoekom? Want hy's afgesonder van die hoop. Dis nou my praktiese voorbeeld om sommer net te verduidelik hoe werk kerk. Dis juis in die raak aan mekaar, die leef saam met mekaar, waar my vuur aan die gang bly, waar ek warmer word vir die Here, waar ek groei in my disippelskap. Dis in verhouding met ander mense. Steve Turner het die volgende gesê, hy het gesê, the church humbles us. It is one of the few places in our societies today where we sit with rich and poor, young and old, black and white, educated, uneducated, and we are focused on the same object. It is one of the few places where we share the problems and hopes of our lives with people we may not know. It is one of the few places where we sing as a crowd. Dis wat kerk is, dis ons lewens wat aan mekaar raak. Ons is eintlik, as dit nie vir Christus was nie, sou baie van ons nie eens by mekaar gekom het nie. Maar ons het een ding in gemeen en dis Jesus, ons liefde, ons waardering, ons volg van Jesus Christus. Daarom deel ons lewe met mekaar.
Maar nie net dit nie, verhouding is ook die reg tot inspraak. Ek gee iemand anders die reg om in my lewe inspraak te lewer. Nou dit is soms nie lekker nie, want jy weet mos soos 'n tiener, hulle weet alles. Christene weet mos alles. As ek 'n probleem het, dan gaan ek na my Bybel toe. Ek het nie iemand anders nodig nie. Nee, my liewe broer en suster. Die woord leer ons dat ons in gemeenskap met mekaar leef, koinonia. En deel van dit is om inspraak in jou lewe toe te laat. En dank die Here vir dit. As ek dink aan my persoonlike lewe, as ek dink aan my huwelik, as ek dink aan my en John Marie se ouerskap, dit is gevorm deur die gemeente wat inspraak het in ons lewens. Toe ons trou, toe het ons 'n paar paartjies gehad waarmee ons gesels het rondom huwelik in die gemeente, wat ons toegerus het om te trou. Dieselfde as ons vasval in ons huwelik, dan probeer ons nie stilspeletjies speel vir die volgende 2 weke nie. Ons kom by 'n paartjie uit wat godvreesend is en wat sy huwelik lyk asof dit lekker is om daar te wees, en ons kan sit by hulle en sê, wat gaan aan, ons weet nie wat om te doen vorentoe nie. As ek vashak in my ouerskap, as ek vashak in my besigheid, as ek vashak in my persoonlike lewe, wat ook al dit is, dis die gemeente. En is nie net vir die oomblik waar ek vashak nie. Dis sommer vir net goeie inspraak in my lewe, sodat hierdie vuur wat die Here in my gesit het, kan aanhou brand en aanhou lewe bring in my omgewing. 4de enetjie, volwasse. Wat beteken dit om volwasse te word? Die woord praat van, Johannes skryf van kind, en dan praat hy van jong man, en dan praat hy van vaders. Kinders is iemand wat nog nodig het dat iemand hulle voed, nodig het dat iemand na hulle kyk, hulle oppas, hulle in die aande huis toe bring, dat hulle kan veilig wees. 'n Jong man is iemand wat nou bietjie op sy eie voete kan begin staan, en is gewoonlik iemand wat bietjie 'n opinie het en wat begin om te verantwoordelikheid te vat in die gemeente. Dis jong manne in die gees. Vaders en dan nou moeders is mense wat al 'n lang pad stap met die Here, wat al opgegroei het in disippelskap, waar 'n mens partymal na hulle kyk en jy besef, meeste van hierdie persoon wat ek beleef is Jesus. Dis nie die persoon meer nie. Dis iemand wat verantwoordelikheid vat vir jong manne en kinders, en dit het niks met ouderdom te doen nie. Dit het alles met geestelike volwassenheid te doen. Nou, hoe groei 'n ou op in geestelike volwassenheid? Ons het nou gepraat oor verhouding, maar hier is die ander ding, voeding. Voeding. En kan ek sê, in hierdie gemeente is een van ons grootste prioriteite is die woord. En om seker te maak dat dit wat ons preek, die kursusse wat ons doen, die aanbiedings wat ons doen, is nie net word uit ons duime uitgesuig nie, maar dit is 'n proses van beplanning, van deurwerk. Ons begin nou al in Julie maand beplan vir volgende jaar se woord. Ja, maar hoor julle dan nie die Here nie? Nee, ons doen. Maar ons kan hom ook in Julie maand hoor vir Januarie. En as ons in Januarie kom en ons voel ons het dit gemis, die Here praat met ons anders, dan verander ons dit onmiddellik. Maar ons as 'n leierskap gaan sit en ons kyk oor 'n jaar en ons probeer, en dis hoekom nou so vragies baie belangrik was, want ons kyk, waar is ons gemeente op 'n geestelike vlak en wat moet ons inbou om ons gemeente te vat na die volgende tree van volwassenheid in die Here. Ons beplan dit 'n jaar vooruit, 'n kwartaal vooruit, en dan op 'n 2-weeklikse basis praat ons oor elke Sondag. Wat gebeur? Is dit wat ons by die Here gehoor het? Glo ons dis nog die waarheid, en dit wat ons dan preek, of
by 'n kursus aanbied, is dit nog wat op die Here se hart is? En op watter manier moet ons dit kommunikeer? So, en skus as ek nou so 'n bietjie op tone trap, maar vandag is daar oral geestelike kos beskikbaar. Die menu is groot. As jy op jou Facebook afgaan, dan is daar video's op video's op video's wat jy kan kyk. As jy jou YouTube oopmaak, is daar video's op video's op video's wat jy kan kyk. En glo vir my, dis nie verkeerd om video's te kyk online van ander predikers of van ander kursusse. Want daar's altyd iets te leer by enige iemand. Maar hoor net dat dit kan nie jou enigste vorm van voeding wees nie. En ek het nou maar die voorbeeldjie gebring en ek kan daarom hieroor praat. Dit is soos om die heeltyd by 'n buffet te eet, elke dag, oggend, middag en aand. Daai prentjie, oggend, middag en aand kies ek wat ek wil eet, wat vir my lekker is. Hoe lyk 'n persoon wat oggend, middag en aand buffet eet? Kan ek dit maar sê? Hulle het geestelike gewig. Nee. Dis iemand wat ongesond raak in die gees. Dis iemand wat nie altyd presies weet wat hy nodig het nie, so hy vat net dit wat vir hom lekker is. Teenoor om by 'n dieetkundige te gaan sit en te sê, help my om 'n eetplan uit te werk sodat ek my agterkleinkinders nog sal sien. En dis wat 'n gemeente is ons preek nie net altyd wat die lekker goed is en wat almal wil hoor nie, ons preek soms die broccoli van die evangelie, want ons weet hoe goed dit is vir ons om op te groei in Christus. Ons preek baie keer oor goed waaroor jy nog nie gedink het nie, en nou besef jy in die reeks, o my maggies, hierdie ding is 'n verskriklike belangrike ding in my lewe. Of jy dalk al so lank al wortelkoek geëet, dat jy vergeet het die wortel alleen is soms die belangrike ding. So wat ons doen in die gemeente is ons het 'n wyd verskeidenheid van plekke waar mense gevoed word geestelik, waar hulle in disippelskap opgegroei word. Maar ons kyk na die hele dieet. Ons kyk nie net na wat lekker is nie. En van daai prosesse het ek ook gelys, en ek wil julle gou wys, buite 'n Sondagdiens het ons 4 prosesse vir manne en vroue, Kingsman wat vir ons manne bo 30 is, en Discovery wat vir ons manne onder 30 is, en Complete vir die ouer dames bo 30, en Radiance vir die girls onder 30, en hierdie is 'n jaarproses wat jy deel is van, en daar praat ons nie net oor man wees en vrou wees nie, dis 'n disippelskapsproses, wat jy in 'n groep is, saam met ander manne en saam met ander vroue, om te ontdek wie die Here jou gemaak het, om uit sy woord uit te ontdek wie hy is, en dis 'n jaar stap saam met mense en saam met die Here. Is daar iemand hier vanoggend wat se lewe al aangeraak is deur Kingsman, Complete, Radiance en Discovery? Baie net gou vir my. Dit is 'n kragtige tool in hierdie gemeente om mense te disipel. Dan is daar ook kursusse wat soms opkom. Ons het 'n verloof wat nou, ons het hierdie week afgeskop met 'n Biblical Portrait of Marriage. Daar's ook hierdie week 'n ouerskapskursus wat afgeskop het. En dan het ons in ons sone 'n City Changer Equipping Program, CCEP, wat 'n 2 jaar leierskaps- en teologiese opleiding is vir mense soos ek en jy. En dan, ek dink verskriklik belangrik in hierdie gemeente is ons kinders en ons tieners. So, ons doen dieselfde met ons kinders, dieselfde met ons tieners. Ons is nie besig om net goed uit ons duime uit te suig wat ons vir hierdie kinders aanbied nie. Daar's 'n kurrikulum wat geskryf word jaar in en jaar uit en jare vooruit vir ons kinders spesifiek. En ek het net gou vir julle 'n screenshot gebring van hoe dit lyk
as iemand 'n aanbieder is of 'n groep fasiliteerder is by ons kinders. Hierdie is ongelooflik. Daai persoon wat aanbied by die kinders, moet eers self deur die geestelike waarheid gaan van wat hierdie les aanbetref. So jy sal sien, die eerste ding wat 'n leier doen is, hulle lees die overview, met ander woorde teologiese waarheid van hierdie les. Waar kom dit vandaan? Wat sê die woord daaroor? Hoe verduidelik ons dit? Die tweede deel is, die leier moet nou self gaan en met hierdie woord gaan werk, en daar's 'n spesifieke vraag wat ons die leiers vra om persoonlik oor te reflekteer. En dan eers het hulle toegang tot die les. As jy nie deur daai eerste goed gaan nie, het jy nie toegang tot die les wat jy kan aanbied nie, want jy moet eers self met die woord werk, en dan eers kry jy toegang tot die les met die hulpbronne en die video's en die goedjies wat hulle maak en die aanbieding ensovoorts. So ons kinderbediening se kurrikulum word nie net ook deur ons gemeente ontwikkel nie, dis 'n span ouens in die land wat werk aan hierdie ding om die evangelie aan ons kinders te verkondig en hulle te leer om self met die woord van God te werk. So hierdie hele proses is iets wat ons nou eers in Kameeldrif implementeer het 'n week terug. So loof die Here vir ons kinderbediening personeel wat op hierdie journey saam met ons kids gaan. En dieselfde met ons tieners. Ons het 'n kurrikulum wat vooruitgeskryf word vir ons tieners wat ons noem Fusion of Flame. En weer eens, dis nie net 'n klomp tienerpastore wat saam sit en die ding skryf nie. Mense van ons teologiese forum wat deel is van Doxadeus se teologiese forum, sit saam met hierdie klomp jong mense en ons ontwikkel materiaal en geestelike voeding vir ons tieners wat hulle sal opvoed tot die volle gestalte van Christus. Dit is wonderlik. En dan sommer net vinnig, ons moet verstaan soms dat daar sekere mense is wat geïnhibeer is in hulle geestelike groei as gevolg van emosionele ongesondheid. So jy kan kursusse bywoon soos wat jy wil, jy kan preke bywoon soos wat jy wil, maar daar's iets in jou emosionele wêreld wat keer dat jy tot volwassenheid kan groei. Of dit nou onverwerkte trauma is, of emosionele wonde, of destruktiewe patrone, of onvervulde behoeftes, of selfs geestesongesteldhede. En daarvoor het ons 'n life center by ons gemeente, wat nie net vir die gemeente is nie, maar ook vir die stad is. En ons gaan volgende week, gaan ons life center weer bekendstel en launch, sodat julle presies verstaan wat elkeen van hierdie goed is, waarby jy kan inhak of iemand na toe kan verwys. So jy sal sien, daar's 'n paar van ons prosesse. Ek gaan nie nou te veel daaroor sê nie, want volgende week gaan ons 'n ordentlike launch doen van dit. En dan laastens, die uitkoms van disippelskap is natuurlik om 'n verskil te maak. Eerstens, om 'n verskil in my huis te maak. Ons wil graag vir die Here iets doen. Begin by jou huis. Begin daar die evangelie uitleef as 'n volgeling van Jesus. Die tweede ding is by jou werk. Natuurlik is ons harte breek vir dit wat aangaan in ons samelewing, maar die Here sit jou by jou werk vir die grootste deel van jou lewe. So, hy het definitief 'n plan met jou daar. En in ons 3de kwartaal van hierdie jaar gaan ons 'n hele kampanje doen in die gemeente oor hoe my geloof en my werk by mekaar pas. Ons is baie opgewonde daaroor. En die derde ding is ons gemeenskap. Die beginsel van Nehemia is, hy sê vir die mense, bou die muur voor jou huis. Maak seker dat die gemeenskap waarin jy leef, dat jy verantwoordelikheid vat vir 'n stuk van daai gemeenskap. Die Here sê op 'n stadium vir Israel wat in ballingskap weggevoer is en hulle kla by die Here want ons is nou in hierdie vreemde land en dan sê die Here vir hulle baie duidelik, hy sê plant bome, plant graan, kry kinders, settle down, kry julle lewens geanker in hierdie omgewing, al is dit nie julle ewige tuiste nie. En hy praat hier eintlik van ons funksie nou in ons omgewing. En dan sê hy,
want wanneer jy die vrede van die stad soek, sal jy ook vrede beleef. En ons as gemeente sê, vol disippelskap is iemand wat Christus ken, wat lief is vir mense, maar wat in hulle wêreld ingaan en verantwoordelikheid vat vir wat in jou wêreld gebeur en om jou gebeur en in jou gemeenskap gebeur. En dan net so vinnig 'n paar van die projekte wat ons as gemeente initieer vir van hierdie goed, is ons tree-proses by ons skole, ons Girl and Arrow projek waar ons vir jong meisies en seuns toiletware verskaf op 'n maandelikse basis en ons street store proses wat dan nou volgende naweek is waar ons 'n dignified experience sal hê saam met mense wat klere nodig het en ons bedien hulle nie net met klere nie, ons bedien hulle met die Here se liefde, met die evangelie en so meer. En dan die laaste enetjie is ons het ook 'n pastors fraternal in hierdie omgewing van pastore wat deel is van hierdie kuier saam met mekaar een keer 'n maand en dominees waar ons as gemeenteleiers by mekaar kom en ons sê, Here, ons sit ons verskille een kant, ons sit ons moeilikheid een kant, wat ons hier saambring is die feit dat ons deel is van die koninkryk van Jesus. En ons werk nie teen mekaar nie, ons is nie geïntimideer deur mekaar nie, maar ons is broers in Christus wat geroep is vir hierdie omgewing en vir die geestelike atmosfeer van hierdie omgewing. Nou komende Woensdag het ons weer so 'n geleentheid waar ons al die predikante bymekaar bring en ons kuier en ons bid. Dis wat ons doen. Ons bid vir ons gemeenskap en vir wat hier gebeur. Ek wil die worship span vra om vorentoe te kom. Daar het jy nou die hele pakkie van wie ons is. En die pad van disippelskap wat ons die Here voor vertrou. Dat daar mense sal begin om Jesus te volg. Dat daar mense wat sal wees wat vennote word van God se droom, God se koninkryk. Mense wat in verhouding leef met mekaar. Mense wat opgroei tot volwassenheid in Christus. En mense wat 'n verskil in hulle huise, by hulle werksplekke en in die gemeenskap maak. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie hart van disippelskap. En Here, ons wil U loof en prys vanoggend vir 'n pragtige gemeente wat U voorberei het, Here, vir 'n tyd soos hierdie, om te sien dat mense sal groei tot die volle volwassenheid en die gestalte van Jesus Christus. Here, dankie vir elke persoon wat hulle hand opsteek in die gemeente en sê, hier is ek. Ek wil saam die pad stap. Here, dankie vir elke persoon wat opstaan en sê, ek wil verantwoordelikheid vat vir iets in hierdie gemeente. En Here, ons kom en ons wil in die gees vandag verklaar, dat in hierdie gemeente, daar in die volgende seisoen, geestelike babietjies gebore sal word. Mense wat terugkom na God toe. Mense wat U dalk vir die eerste keer begin volg. En Here, kom bemagtig ons as gemeente om 'n disippelskapsomgewing te skep waar mense in liefde kan opgroei in wie U is. In Jesus Christus se naam. Amen. Amen. Kom ons staan en ons gaan afsluit met 'n lied wat ons saam sing en ons gaan die Here so loof. Dankie.